Goeiemôre julle. Ons is besig met 'n reeks waar ons praat oor die gawes van die Gees. Ons het 'n bietjie gekyk na diensbaarheid en hoe dit lyk. Ons het gekyk na genesing verlede week en ons het ook gekyk na wysheid en kennis. Vanoggend wil ons graag afsluit met hierdie reeks deur om dan finaal te kyk na hoe kan ons leef as Christene met al hierdie gawes? Hoe lyk dit in ons lewe prakties? En dan gaan ons ook nog na so een of twee ander gawes so vinnig kyk. Ja, dankie. Ek dink om te begin met 'n mens kyk na Handelinge 1 vers 8 waar Jesus vir die disippels gesê het dat hulle eers moet wag in Jerusalem, want hy sê vir hulle in vers 8: "Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld." So daai krag, daai woordjie krag is iets wat vir my baie opvallend is deur die hele geestelike gawes, want dit kom van die Heilige Gees af. En as 'n mens verlede week toe ons oor die genesing gepraat het en eintlik ook oor die wysheid en oor die diensbaarheid, al daai gawes praat so van iets bonatuurliks in ons lewe gebeur. Dis nie net gewone talente wat ons elke week het wat ons net gebruik nie, maar dit is bonatuurlik. Genesing is 'n bonatuurlike ding wat gebeur. Wysheid is iets wat ons nie elke dag, net kennis het nie, dis iets wat van bo afkom. So daai bonatuurlike krag is dieselfde krag waarmee Jesus opgestaan het, waarmee hy opgestaan het uit die dood uit, was daai krag, en dis die krag van die Heilige Gees. En as ons besef, daai krag is nou tot ons beskikking, dis waarvan hy hier praat, en dis die krag wat ons in staat stel om, wanneer ons moeg is, om aan te gaan, wanneer daar konflik is, om steeds vorentoe te beweeg, wanneer daar in die kerk onmin is en dinge gebeur om nog steeds deure te kan breek, om nie moed op te gee nie, om selfs in jou huwelik, selfs in jou, waar jy ook al is, ek dink daai krag moet 'n mens besef, dis tot beskikking van almal. Ek gaan net bietjie verder in Handelinge. Ons het verlede week gesê dat toe die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge 2, het daar op die einde, ek dink hy het op die einde gesê dat die Heilige Gees is tot almal se beskikking. Ek kry nou nie daai vers nie, maar in Handelinge 2 het hy uitgestort en gesê dit is tot almal se beskikking. Dan het hy van die eerste gemeente gepraat, jy weet dat dit vir die kerk bedoel is, en toe daar begin wonderwerke gebeur, die genesing van die verlamde man wat ons verlede week gelees het. Maar in Handelinge 10, net so 'n bietjie verder aan, en ek dink die hele boek van Handelinge sien ons verskriklik baie hoe die Heilige Gees gewerk het en deur die disippels gewerk het en hoe die kerk gestig is. So daai twee gaan vir my regtig hand aan hand, dat die Heilige Gees en die krag wat ons gekry het, ons het krag gekry, 'n spesifieke bonatuurlike krag vir 'n spesifieke doel, en dit is om die kerk, en ek dink jy gaan nou iets daaroor verder sê. Ek dink dit is belangrik ook, soos in Handelinge 1 wat hy sê, julle gaan krag ontvang sodat julle my getuies kan wees. En as ons dit verstaan, as ons verstaan dat die krag van die Heilige Gees en God se teenwoordigheid met ons en die gawes wat hy vir ons gee, is nie vir onsself bedoel nie. Dis nie om jouself te verheerlik of om jouself beter te ag as ander nie. Ek besef net dat die gawes van die Gees en die krag van die Gees is absoluut vir die eer en die glorie van God en vir die bou van die kerk. Ja. Dis vir die kerk, vir die gemeente, dis nie vir jouself nie. En ek dink dis die probleem wat baie mense dalk of doen wat hulle nie dalk besef nie, is hulle dink hierdie geestelike gawe is iets wat ek het, iets wat ek vir myself gebruik, en dan dink hulle ek is dalk bietjie meer geestelik of bietjie beter geestelik of bietjie nader aan die Here as ander. Op die einde van die dag is die gawes van die Gees absoluut vir die Here, vir sy eer en sy glorie alleen en vir die bou van die kerk. En as Jesus, dis regtig daai krag wat ook in Jesus was, vir hom om wonderwerke te kon doen in die Bybelse tyd. Dis daai krag wat hy oorgeplaas het, dit gaan uit Jesus uit en dit beweeg in ons, om ons te beweeg. So dis hoekom dit wat Jesus gedoen het, is iets wat ons kan nastreef en ons moet probeer om soos hy te wees, en ons het die vermoë
om dit te kan wees. En baie mense gee so halfpad om te sê, ag nee wat, ons is maar net mense. Of dis goed wat net in die Bybelse tyd Dis maar gebeur net het. wat in die Bybelse tyd en jy weet ons is maar net mense en ons is swak, maar selfs Paulus het gesê in jou swakheid kom daar krag en dit beteken ons kan sonde oorwin en ons kan jy weet gehoorsaam wees. Hy sê Handelinge ook in Handelinge nou hoofstuk 10 het Petrus 'n toespraak daar gemaak en hy sê toe Petrus vers 34 toe het Petrus aan die woord gekom en gesê waarlik ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie. En ek dink daai is baie mooi dat party van ons voel 'n bietjie minderwaardig, party voel weer 'n bietjie meerwaardig en dink hulle is above ander dalk en dat die evangelie en die krag ons so half gelyk maak en bymekaar bring, maar uit enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Dit is so mooi. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. En ons is getuies sê in vers 39 van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang. Daai absolute krag, yes. As ons as Christene besef, ons is ambassadeurs van Christus in hierdie wêreld, ons verteenwoordig Christus in hierdie wêreld, dan besef ons dat die gawes wat hy ons gee en die krag wat ons ontvang is absoluut wat ons daagliks moet gebruik vir die verkondiging van sy naam, om getuies te wees van wie Jesus is en wat hy gedoen het. En dan word dit baie prakties hoe ons hierdie geestelike gawes uitleef. Is om te sê ek is nie net 'n Sondag Christen nie, ek is nie net 'n Christen agtertoe deure nie. Ek is 'n Christen in elke faset van my lewe, want ek is nie bang om die krag van Jesus te leef, die gawes te gebruik wat hy my gee vir sy eer en sy glorie nie. Ek wil van Filippense 3 vers 10 sê, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Weer praat hy van daai krag en dat ons moet bid vir daai krag. Ek dink ons bid baie keer te klein en te nietig, maar regtig die Here die krag om onmoontlike dinge te kan doen. En ek dink in elke faset van ons lewe, dit wat jy ook nou gesê het, is die Here se krag is so dat hy verander en hy vernuwe en hy maak nuut en dis daai selfde krag wat ons het. Efesiërs 3 vers 16 is ook Paulus wat gebid het, wat gesê het, daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Ja, ons kan dit oorwin en ons kan groot goeders doen. En ek dink op die einde as 'n mens kyk na die vrug van die Gees wat mens nou in Galasiërs lees van al daai goeie goed van vriendelikheid en geduld en dis karaktergoed, maar die gawes bou karakter en ons karakter moet groei. Ons het alweer 'n kat. Ek dink 'n groot deel net om aan te laat by daai Efesiërs 3 teks en waaroor dit alles gaan is hierdie einde van hierdie gebed. Hy sê, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Ek dink dit is die punt van dit alles, is laat ons besef wie Christus vir ons is en wat hy vir ons gedoen het. En lees nog die volgende vers. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbodenheid met Christus Jesus
deur al die gesagte heen tot in alle ewigheid. Ja, ek dink daai is Amen. bottom line. Ja. Kragtig en in die kerk. En ek dink dit is die funksie van kerk en ek besef net weer, ons is nou hierdie week kan ons nou nie in ons kerk gebou wees nie, maar dis nie kerk nie. Kerk is elke faset van ons lewe, hoe ons met mekaar saam werk en saam 'n eenheid het en ons by mekaar leer en saam groei en met mekaar deel. En ek dink dit kerk is ongelooflik belangrik, die samekoms van mense by mekaar en waar anderste as by die kerk kry jy mense wat nie eintlik vriende is nie, maar en wat mekaar nie eintlik ken nie, maar as gevolg van Christus leer ons om te groei en te verander en diensbaar te wees en uit te gaan na die wêreld toe. Dis hoekom ons by mekaar gesit is die absoluut die funksie van die kerk wat so belangrik is. So dis ons gebed aan julle en aan onsself is laat ons nie net sal sê ons is Christene nie, maar laat ons sal prakties leef en sal doen en sal wees as volgers van Christus. Mense wat gawes ontvang het en wat besef hulle is regtig baie liefgehad deur God. En net om te onthou wat Jesus vir ons gedoen het en daai genade sal ontvang en sodat ons kan besef ons is ambassadeurs van Christus in hierdie wêreld en ons is 'n liggaam. Dis Christus se liggaam en elke een het sy eie funksie en is 'n deel in hierdie liggaam en as ons dit kan besef en leef volgens dit, dan dink ek gaan die liggaam, nie net die kerk nie of die kerk, maar die liggaam van Christus baie gesond wees. En om by daai liggaam aan te pas, ek dink ons het dit tydens een van die preke ook gesê, want net die volgende Efesiërs 4 praat van die eenheid van die kerk en ons het dit gesê as ons almal hierdie krag het, is so goed ek plak nie, jy weet die krag is daar, maar ek plak nie prop my nie in by daai krag nie. Ons elkeen het 'n taak en 'n rol om te vervul. Daar's niemand wat half leeg kan lê of wat lyf kan wegsteek of wat net rond sit nie. Die Here het ons het 'n rol om hierdie eenheid te hou. En ons dink baie keer wat gaan my ou bietjie help en jy weet hoekom sal ek nou teeskink miskien by die kerk as ons oor diensbaarheid praat of hoekom gaan dit nou oor 'n goeie besluit wat ek moet maak, maar elke een dra by tot die behoud van die kerk en die voortbestaan, want hy sê in Efesiërs 4 van die eenheid van die kerk en dan praat hy hier ook van die gawes. En ons het nie oor hierdie gawes gepreek nie, ons het nou oor die individuele gawes van 1 Korintiërs 12, maar hy sê hier, dit is die gawes wat hy gegee het in vers 11, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, en sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Nou, ek wil net vinnig afsluit dan met daai 4, want dit lyk asof dit net my en jou werk is, of die leraar se werk is, of in die Ou Testament die profete se werk was, om eintlik nou maar die kerk aan die gang te hou, en om die Here se werk te doen, en die Heilige Gees regtig, klink asof dit nou net vir hogeres bedoel is, maar dit is so mooi, ek het vanoggend ook 'n preek geluister, wat gesê het van die apostels, en die funksie van apostels, dit is so mooi gegroepeer, want die apostels sien so al ver en wyd, en soek so af rigting en koneksie binne die groter kerk, nie net jou gemeentetjie nie, maar die kerk as 'n geheel, om God se planne uit te voer, jy weet, hoe kan ons met mekaar saamwerk? Die profeet sien baie keer waar die kerk nou is, jy weet, watter bagasie en tekortkominge daar is, en jy weet, hoe het ons van trek afgegaan van wat in die verlede gebeur het. Hy kyk so al vir die verlede, dis hoe dinge was, is ons nog op koers, met dit wat die kerk veronderstel is om te doen. Die evangelis kyk weer bietjie buite die grense, nou, hoe kan ons vir die mense wat nie deel is van die kerk nie, hoe kan ons na hulle uitreik, en hulle het ook Christus se liefde nodig. Die onderwyser, en ek dink dis waar die leraars baie keer inkom, onderwyser en herder gaan so af hand aan hand, maar nie alle leraars is goeie herders of goeie onderwysers noodwendig nie. Die onderwyser groei in die waarheid, raak volwasse, ons moet verdiep, ons moet half daai lering gee, en dan die herder wat kyk na die geestelike en emosionele gesondheid van kerklede en hulle verhoudings en die vrug wat hulle dra en die vreugde wat hulle ervaar. So as 'n mens na al hierdie kyk, dan besef 'n mens, ja, daar's werk. Ja, en dis ons almal. Dis ons almal. Ja.
en hoe nodig dit is om by mekaar uit te kom en die hele tyd mekaar accountable te hou vir al hierdie dinge. So, ons sien julle volgende Sondag weer in die kerkgebou by Fresh en dan sien ons uit na 'n nuwe vloere, skoon kerk, Nuwe reeks. nuwe reeks. Ja. So ek gaan jy sommer vir ons bid. Ek kan vir ons bid. Dankie. Bid saam. Liewe Vader, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om na die gawes van die Gees te gaan kyk en om net weer te besef, Here, dat ons elkeen wat deel is van die kerk, deel is van die liggaam van Christus, het 'n groot rol om te speel. En dit is om U te verteenwoordig in hierdie wêreld. En Vader, ek kom vra net dat U vir ons leiding sal gee en laat ons sal besef dat Here, U gee vir ons daai krag om U werk te kan doen, om U koninkrykswerk te kan doen, om oor U te kan praat en U te kan verteenwoordig by ons vriende, by familie en by die groter wêreld daar buite. So Here, ek kom vra dat U ons sal aanhou seën met die gawes van die Gees en laat ons absoluut net gehoorsaam sal wees. Laat ons nie kieskeurig sal wees om te sê maar ek is goed in dit of nie goed in dit nie. Maar Here, laat ons absoluut gehoorsaam sal wees en sal sê soos wat Samuel gesê het, spreek Here, U diensknegt luister. Mag ons opgewonde wees en ook gehoorsaam wees oor die doel wat U met ons elkeen se lewens het. Nie vir ons eie opbou nie, maar vir die verheerliking van U groot en heilige naam en vir die opbou van die kerk. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, ons redder en ons verlosser. Amen. Amen. Hey, hoe jy afgeneem, kom. Hy is ver af, John. Ja, kom, jou beentjie is ook 'n stukkie, kom. Shit.